ouers sit daai ouerskapsboek neer, want Afrikaans.com en AON is in die huis. Hulle het kundiges en spesialiste ingeroep om jou te help om die beste van jou kind te maak. Ek gesels met Prof Ignatius Gous oor hoekom en hoe kinders moet leer. Baie welkom by my Prof. Baie dankie. Wat 'n interessante onderwerp dat mens moet weet hoe en hoekom om te leer. Jy gebruik baie die term van buite na binne boontoe. Asseblief verduidelik vir my wat presies dit beteken en hoekom. As jy op skool is, dan kry jy dinge om te leer en ander mense gee dit vir jou om te leer en jy weet nie altyd hoekom en waarom en waar gaan ek dit gebruik nie. So dit is goeders wat van buite afkom en as iets van buite afkom, dan beteken dit 'n mens is nie noodwendig gemotiveerd om te leer nie. Maar daarom moet 'n mens dit van buite aftrek na binne toe om te sê maar ek wil. Ek weet nie noodwendig wat ek hiermee gaan doen nie, want dalk kom ek op heeltemal 'n ander plek uit, maar dit moet binne wees. Ek moet dit self wil doen. Maar ek meen kinders wil klaar nie leer nie. So hoe kan ouers hulle nou nog motiveer om te moet verstaan of aan hulle verduidelik dat hoekom hulle moet leer? Ja. Die ding is as die fokus is om 'n toets of eksamen deur te kom. Dit is seker een van die slegste redes hoekom 'n mens leer. As jy leer om iets te bemeester, om 'n meester in 'n veld te word, dan beteken dit ek kan sê maar ek wil dit doen en ek gaan dit na die beste van my vermoë doen. Hoe 'n mens dit doen is om te sê ons moet daaroor praat. So as 'n mens jou kinders skool toe vat en dan op pad soontoe dan vra jy okay, wat sien jy uit na die dag? As jy terugkom sê wat het julle vandag gedoen? Hoekom dink jy dit is belangrik om dit te leer? So nou sien ons op grond van goeie navorsing wat is goeie maniere om te leer en effektiewe maniere en wat is slegte maniere om te leer. Nou oneffektiewe maniere van leer is iets wat baie mense steeds gebruik, dis om te lees en te herlees en om opsommings te maak of nog die slegste van alles om dit te koop. Jy weet of om die deur 'n nag te sit en werk en alles. Nou jy kan deurkom daarmee, maar dis nie goeie maniere nie. Nou wat ek gaan doen is ek het gaan kyk oor die afgelope 16-20 jaar het ek gaan kyk na wat is die beste maniere wat bewysgebaseer is. Jy weet en ek was by die beste universiteite in die wêreld en die kenners daaroor. En toe het ek gegaan en dit in 'n program gaan bymekaar sit. En dit is 'n baie eenvoudige manier hoe jy die dinge in plek sit, weet dat jy moet fokus, dat jy moet georiënteerd wees oor dit wat jy leer, dat jy die werk nie net daarin spring en dit onmiddellik begin doen nie, maar dat jy dit nader trek, dat dit binne jou bereik is en dan moet jy 'n nuuskierigheid of 'n weetgierigheid daaroor ontwikkel. En dan op die ou end as jy dit in bemeester het, moet jy ook vir jouself wys wat jy weet voordat jy in 'n eksamen of 'n toets gaan instap. Om jouself af te toets. Jy moet jouself toets. Ja. En dit is die manier op die ou end wat 'n mens werklik kan sê, so leer 'n mens en dan dit is die manier hoe jy dit van buite na binne trek en dit vat vir jou boontoe. Dit is so beautiful. Well done. Ek is seker dit gaan so baie kinders en ouers kan help. En hulle kan dit seker op Afrikaans.com jou inligting gaan kry, né? Hulle sal daar is ook 'n webblad futuresharp.co. Daar's nie 'n M of wat ook al aan nie, maar dit is beskikbaar. Okay. Baie seën met dit. Dankie dat Prof kom kuier het. Baie dankie Leandie. Van die hartoortplanting tot die creepy crawly. Ons Suid-Afrikaners ken van innoverend wees. Ons gaan kuier by 'n entrepreneur wat hier reg onder ons neuse grense verskuif.